Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons bevind ons in die adventstyd en vanoggend gaan ons fokus op iemand wat bestem was om die mensdom op die koms van God se seun na hierdie wêreld voor te berei. En ek praat natuurlik van Johannes die Doper. Ons tema wegbereider vir koning Jesus. Kom ons doen net 'n gebed. Here Jesus, U is die fontein van die lewende water. Wil U gee dat ek as prediker vanoggend net 'n lei water voor en 'n skoon kanaal van U lewende water sal wees, sodat U lewende water tot by elkeen van ons wat luister sal vloei. Ons bid dit met verwagting. Amen. Vriende, ons skriflesing, Johannes hoofstuk 1, en ek lees vir ons vers 19 tot en met vers 23. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Liewe vriende, ons fokus vandag op 'n baie interessante persoon in die Bybel. Johannes die Doper. Johannes was werklik 'n indrukwekkende figuur. Hy was die seun van 'n priester met die naam Sagaria en sy moeder was Elisabeth, 'n niggie van Maria, die moeder van Jesus. Sagaria en Elisabeth was al reeds baie oud en hulle kon eintlik nie meer kinders hê toe hulle deur die bemiddeling van die engel Gabriël die boodskap kry dat hulle 'n seun sou ontvang wat hulle Johannes moes noem. Van die kinderjare van Johannes die Doper is niks aan ons bekend nie. Maar, vriende, op God se tyd het Johannes na vore getree en in die openbaar begin optree. Met 'n groot stem het hy begin preek en die mense opgeroep tot bekering. En daar was baie mense wat na hom toe gekom het en hulle sondes bely het en hierdie mense is dan ook deur Johannes die Doper gedoop. Nou kan 'n mens jou indink hoe dat daar baie gou onsekerheid en kommer by die Joodse leiers moes ontstaan het oor wie hierdie boeteprediker nou eintlik was wat hier by die Jordaan mense begin doop het. En so gebeur dit dan dat die Sanhedrin, oftewel die Joodse Raad, 'n afvaardiging na Johannes gestuur het met die opdrag om te gaan uitvind, wie is hierdie man? Wie is Johannes die Doper? In vandag se tyd sou ons van hierdie Joodse afvaardiging as 'n kommissie van ondersoek kon praat. Nou vriende, hierdie afvaardiging se taak was dan nou om te gaan hoor, te gaan uitvind wie Johannes is en ook om te hoor van waar hy die gesag kry om mense te doop. Nou is dit interessant wat die vraag is wat hulle aan Johannes gevra het. Hulle vra nie direk in ons skrifgedeelte die vraag nie, maar ons kan dit aflei dat hulle dit aan hom gevra het uit die antwoorde wat hy gegee het. Eers vra hulle vir hom of hy nie dalk die Christus is nie. Die Christus, wat maar net die Griekse vertaling van die Hebreëse Messias is. En nou weet julle waarskynlik almal dat die Jode in die belofte van die Messias veral 'n bevryder verwag het, wat hulle van die Romeinse juk sou kom bevry het. Maar Johannes beklemtoon met groot fermheid dat hy nie
die Messias is nie. En dan kom die tweede vraag, is hy nie dalk Elia nie? Die afgevaardigdes het geweet dat Maleagi 4 vers 5 sê, dat Elia die voorloper van die Messias sou wees. En met sy ernstige boeteprediking en ook sy kleredrag van kameelhare en leergordel, 'n leergordel wat hy gedra het Johannes hulle sekerlik ook aan die groot profeet Elia laat dink. Nou is dit baie interessant, liewe vriende, dat Johannes dit ontken. Hy ontken dat hy Elia is, maar tog het Jesus hom later wel aangewys as die Elia wat sou kom. Matteus 11 vers 14. Waarskynlik het Johannes dit nie verstaan dat hy die Elia sou wees wat voor die Messias sou kom nie. Maar verseker het Jesus dit geweet. Vriende, nou moet ons dit nie verkeerd verstaan nie. Johannes was nie 'n liggaamlike herverskyning van die profeet Elia nie. Maar hy sou wel op dieselfde kragtige wyse as die profeet Elia optree. En hy sou boonop ook nog soos Elia aantrek. Luister 'n bietjie, hoe het die engel Gabriël sy geboorte aan sy pa Sagaria aangekondig. En hy sal voor die Here uitgaan. Hierdie baba, hierdie seentjie wat kom, hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring en om so vir die Here 'n volk voor te berei. Lukas 1 vers 17. Wat die kommissie se derde vraag oor die profeet betref, was 'n duidelike verwysing na die voorspelling van die profeet in Deuteronomium 18 vers 15 en ook verder, waar God aan Moses beloof het dat hy 'n profeet uit hulle midde sou verwek, en hierdie profeet, hierdie naamlose profeet, het die Jode dan ook as 'n messiaanse voorspelling verstaan. En dis interessant dat Petrus dan ook later in Handelinge 3 vers 22 hierdie belofte van die profeet met die Here Jesus in verband gebring het. En Johannes ontken dan ook heeltemal tereg dat hy hierdie groot profeet is. En dan gee die kommissie van ondersoek aan Johannes die geleentheid om self te sê wie hy is. En dan antwoord Johannes met die betekenisvolle woorde van Jesaja 40 vers 3. Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Broer en suster vriende, hierdie aanhaling uit die profesie van Jesaja was die beeld van 'n koning wat deur die woestyn optrek, en dan word 'n boodskapper vooruitgestuur met die oproep dat die pad gereed gemaak moet word, want die koning is op pad. En dit was in hoofsaak Johannes se taak, om die pad vir die koms van koning Jesus voor te berei. Vriende, Johannes was deur God bestem en gestuur om die wegbereider van die Here Jesus se koms na hierdie wêreld te wees. Hy was die boodskapper wat God vooruitgestuur het, met die doel om aan te kondig dat die koning op pad is. En die mense moes bewus gemaak word en gereed gemaak word om hierdie koning te ontvang. Johannes wou geen eer vir homself hê nie. Hy het geweet dat hy maar net die nederige aankondiger en voorbereider vir die koms van die Messias moes wees. Wat Johannes wel deeglik van bewus was, is die feit dat hierdie koning, vir wie hy die voorbereidingswerk moes doen, so 'n groot en 'n magtige figuur was, dat hy wat Johannes is homself te onwaardig beskou het om sy skoenveters los te maak. Wie is jy, Johannes? Ek is maar net die aankondiger. Ek is maar net die koning se wegbereider.
Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Broer en suster, vriende, deel van Johannes se voorbereidingswerk was dat hy moes verkondig dat die koninkryk van die hemele naby gekom het. Dat God in hierdie wêreld in en deur die koms van sy seun 'n koninkryk tot stand sou bring waarin hy gedien en geëer sou word. En daardie koninkryk sou hy stig met sy seun as middelpunt. En om aan daardie koninkryk te kan behoort, moes die mense weet dat hulle van hulle sonde sou moes bekeer. En as hulle bereid was om hulle sonde te bely en hulle tot God te bekeer, dan was dit Johannes se taak om hulle dan in die Jordaanrivier te doop. Op hierdie wyse het Johannes die Doper dus nie net 'n verwagting vir die koms van die koning geskep nie, maar het hy ook 'n kring van gelowiges tot stand gebring, wat hulle self van hulle sonde gereinig het, ten einde die hemelse koning te kon ontvang. 'n Interessante verdere mededeling oor Johannes is dat hy ook 'n stem roepende in die woestyn was. En vriende, so is Johannes letterlik in die woestyn vir sy taak voorberei, waar hy onder meer ook woestynvoedsel soos sprinkane en wilde heuning moes eet. Maar ons kan die woestyn verder ook as 'n beeld sien van die verdorde en lewelose godsdienstige toestand waarin die Jode hulle destyds bevind het. Met die koning wat dan gereed gestaan het om hulle van hierdie geestelike droogte bestaan te verlos deur vir hulle lewende water te bring. Want vriende, Jesus die koning wat sou kom, sou immers ook die fontein van die lewende water wees, wat nie net die Jode nie, maar ook die heidendom se dors sou kom les. Alle mense wie hom as hulle verlosser sou aanvaar. Vriende, nou wil ek graag na aanleiding van Johannes se taak daarop wys dat ons wat die hemelkoning in ons harte ontvang het, ons moet almal vandag op 'n baie besondere manier ook die Here se aankondigers en sy wegbereiders in hierdie wêreld wees. Anders gestel, ons moet almal vandag getuies van koning Jesus in hierdie wêreld wees. Wat beteken dit in die praktyk en in baie eenvoudige taal? Vriende, in hoofsaak beteken dit dat ons as God se gestuurdes steeds vandag moet uitgaan en die ganse wêreld van hierdie magtige verlosser koning moet gaan vertel. En ons moet hierdie verkondigingstaak met 'n toegewydheid en 'n passie opneem, sodat meer en meer mense die koning kan ontmoet en hulle ook in sy koninkryk ingebring kan word. En vir hierdie verkondigingstaak het hy ons met sy gees toegerus en bekragtig om in staat te wees om aan die wêreld te vertel wie hierdie verlosser koning is wat 2000 jaar gelede ons wêreld binnegekom het. Dit is nogal interessant, baie treffend, dat Johannes die Doper ook gesê het, en ek haal dit vir ons aan: ek doop julle met water, maar hy wat kom, wat sterker is as ek, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Lukas 13 vers 16 in die ou Afrikaanse vertaling. Broer en suster, wanneer koning Jesus sy volgelinge met die Heilige Gees doop, is die bedoeling veral om ons tot sy getuies toe te rus en te bekragtig, sodat ons in staat sal wees om vir koning Jesus die oes in te samel. Maar vriende, in hierdie tyd wat ons nou leef, het ons ook nog 'n verdere, baie belangrike aankondigings- en voorbereidingstaak.
En dit is naamlik dat ons die mensdom ook nou op sy tweede koms, op sy wederkoms moet voorberei. En dis 'n tweeledige taak. Eerstens moet ons moet die ware kerk van Jesus oor die hele wêreld heen voorberei word op die wederkoms van Jesus, wat ons glo nie meer baie jare ver is nie, sodat ons as Jesus se bruidskerk voorbereid en gereed sal wees vir die koms van die hemelse bruidegom. Maar vriende, verseker gaan dit nie net oor ons eie voorbereiding en ons eie gereedheid nie. Dit is nou weer dringend die tyd dat God ons ook byna soos 'n Johannes die Doper wil inspan, om die wêreld rondom ons te vertel van die koning wat op pad is. Liewe vriende, die tyd raak min om aan die talle ongereddes, ongelowiges, die boodskap van koning Jesus se reddende genade te vertel, te verkondig. Daarom is dit nou die tyd, waarskynlik meer as ooit tevore, om met almal rondom ons oor Jesus en die verlossing in Jesus te praat. Want die tyd is vinnig besig om uit te loop. En God begeer dat soveel as moontlik mense hulle sal bekeer en tot redding sal kom. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Vriende, ek maak vir ons klaar. Johannes die Doper moes destyds die pad vir die koms van koning Jesus voorberei. Het jy al hierdie koning in jou lewe gekroon as die koning van jou lewe? En is jy bewus van en gereed vir die tweede koms van die koning? Is my en jou lewe skoon en heilig en gereed as hy vandag sou opdaag? En is jy deel van die span aankondigers en wegbereiders vir die tweede koms van die koning? Roep jy saam met Paulus in 1 Korintiërs 16 vers 22, Maranatha, kom Here Jesus. Mag die Here ons help om ons getuienistaak ten opsigte van ons koning Jesus ernstig op te neem en ywerig mee te doen om vir Jesus 'n groot oes te help insamel. Amen. Here Jesus, beide Johannes die Doper en ook u self het begin preek deur mense tot bekering te roep. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou vra ons dan vandag vir u, Here, help ons dat ons lewens sal ondersoek en ons ook, al is ons u kinders, Here, waar nodig, ons opnuut sal bekeer. Ons lewens ook voor u in ware berou sal skoonmaak en gereed maak vir ons ontmoeting met u as ons hemelse bruidegom. En Here, help ons om mense onbeskaamd voor te berei op die nabyheid van u tweede koms. En bekragtig ons deur u Gees om deel van daardie span arbeiders te wees wat vir u die oes gaan help insamel. Ons bid dit tot eer van u naam en die uitbreiding van u koninkryk. Amen.
Liewe vriende, ons slotlied, is jy gereed? En vriende, daarmee groet ek julle. Ek preek hierdie maand op Bonnievale, so 4 dienste. So my volgende Maranatha boodskap sal heel waarskynlik 'n nuwejaars boodskap wees. 'n Baie mooi en 'n geseënde Kerstyd aan almal van julle. Vrede vir jou. Hy staan voor die deur. Dis nou nie meer lank nie. Moet jou kans nie verbeur. Sy genade bedank nie. Ja, die bruidegom kom. En sy loon is by hom. Is jy gereed as hy kom? Twee sal werk op die land, maar net een sal gereed wees. Hy wat bou op die sand, o, sy val sal so groot wees. Waarom is jy so dwaas? En staan jy verbaas? Dis sy basuin wat daar blaas. Is jy gereed? Sien jy die tekens nou? Jesus wat roep na jou, my vriend. Is jy gereed? Maar voordat jy nader staan, vul eers jou olie aan, my vriend. Trek jou bruilofskleed aan, daarsonder kan jy nie gaan. Is jy gereed? Waak en bid altyd duur, want hy vertraag nie die dag nie. Versprei sy lieflike geur, want niemand weet watter dag nie. Kom hy sy bruid vir hom haal, na die hemelse saal, vir die groot bruilofsmaal. O, is jy gereed? Sien jy die tekens nou? Jesus wat roep na jou, my vriend. Is jy gereed? Maar voordat jy nader staan, vul eers jou olie aan, my vriend. Trek jou bruilofskleed aan, daarsonder kan jy nie gaan. Is jy gereed? Is jy gereed? Sien jy die tekens nou? Jesus wat roep na jou, my vriend. Is jy gereed? Maar voordat jy nader staan, vul eers jou olie aan, my vriend. Trek jou bruilofskleed aan, daarsonder kan jy nie gaan. Is jy gereed? Trek jou bruilofskleed aan, daarsonder kan jy nie gaan. Is jy gereed? O, trek jou bruilofskleed aan, daarsonder kan jy nie gaan. Is jy gereed?